Goeiemiddag Suid-Afrika, dis nou 4 uur by julle, ek lieg. Dis nou 2 uur by julle, 1400 uur, op die 10de Maart. En ek is Morney Botha, die korrespondent vir Koppel TV, regstreeks hier uit Central Amerika uit. En ek is net 'n update doen van die huidige situasie van battle damage in Iran. So, die drie objectives wat nog staan, waar volgens die Israelies en die Amerikaanse weermag volgens werk. Die eerste objective, destroy alle missile launchers, drones, drone factories en die defense industrial base wat daai goed support. In ander woorde, plekke wat nuus maak terwyl die oorlog aan die gang is, of wat in die toekoms kan nuus maak. Die tweede objective, destroy die Navy. En die derde objective, en die rede vir destroy die Navy is om te seker te maak, die Navy voer nie 'n skrikbewind daar in die Strait of Hormuz nie, vir al die ander kommers waar moet deurgaan. En dan die derde objective is om permanent die capability om nuclear wapens te bou weg te vat by Iran. Dis die drie hoofobjectives waar volgens die Amerikaners en die Israelies op die oomblik werk. Nou huidiglik staan ons redelik sterk op al drie. Nie al drie is 100% voltooi nie. Dis hoekom die airstrikes nog steeds aangaan, en dit sal bepaal word deur Amerika en Israel sal bepaal wanneer hulle genoeg versekering het dat daai drie capabilities so ver geneutraliseer of vernietig is dat dit nie 'n toekomstige bedreiging sal inhou nie, en dit sal die oorlog einde. So die laaste 24 uur het ons gesien dat die laaste 24 uur was die laagste ooit retaliation aanvalle uit Iran uit in terme van missiele en drones. Die drones, soos mense nie, miskien weet party mense nie, die drones, die one-way drones wat hulle gebruik is kleintjies, hulle vlieg stadig, hier so by die 120-130 myle uur, laag en stadig, beteken moeilik vir radars om op te tel, hulle is nie so groot nie. En daarom sal jy sien van hulle vlieg in stede in Kuwait en daai plekke sien jy party van hulle vlieg in geboue vas en so aan. Want daai is eyeball is wat jy hulle mee gaan optel. Op die oomblik het Amerika nou en Israel attack helikopters. Ons Apaches is nou besig om daai goed af te skiet, te onderskep en af te skiet, want vir hulle is dit 'n easy target as hulle in die lug is en hulle sien hulle inkom, kan hulle intercept en afskiet. Ons het spesiale wapens op die Apache wat gemaak is om drones lekker uit te haal, en hulle is redelik suksesvol op die oomblik. Maar ook weer eens, daar kan drones op 'n plek vlieg waar ons nie Apaches het nie, wat daar miskien kan deurkom. So, dis nie 'n 100% foolproof ding, dat ons nie gaan drones sien wat deurkom nie. So, die Amerika en Israeliese weermag het steeds 100% dominance, air dominance oor Iran. Daar's full air superiority, beteken hulle vlieg net waar hulle wil, wanneer hulle wil, en teiken wat hulle moet, soos geleentheidstekens opstel. Daar is nou al meer as 5000 teikens vernietig in Iran. 5000 beteken, onthou, 'n teiken kan wees 'n facility wat uitgehaal is. 'n Ander aparte teiken kan wees een missile launcher wat daar aan een kant gestaan het en sy missile pack. So dit word geïdentifiseer as een teiken. So daar is nou al reeds meer as 5000 teikens vernietig, en die objectives sal vandag voortgesit word met groter airstrikes as wat die vorige dag gehad het, vandag en môre. Dan deel van die Navy totaal te ontsê, om hulle te ontsê van 'n Navy, daar's nou al, kyk, hulle het in die eerste paar dae reeds die Big Navy uitgehaal, maar hulle smaller bote en so aan wat support is vir die Navy. Hulle is besig met daai projek. Daar is nou al meer as 50 Navy bote gesink, skepe. Al hulle eerste lyn wapens van die Navy, die groot skepe is almal klaar. Hulle werk nou aan kleiner patrol boats en die tipe van goed wat kan vinnig ry en rockets of missiele lanseer, veral in die Strait of Hormuz. En so hulle werk besig om dit, en daar's nou al die vloot in totaal het meer as 50 skepe wat nou nie meer bestaan nie, ingesluit 1 of 2 submarines as well. En dan gister het ek toegang gehad, ek kon van die satelliet footage sien, en jy sal nie glo nie wat die skade is in Iran. Wapenopslagplekke, eenhede, facilities, wapens,
lughawens, nie net lugmagbasisse waar hulle vliegtye is. Dit lyk glad nie goed nie. So, dit is op die oomblik die huidige stand van die battle damage update vir vandag, die 10de Maart, hier op die 10de dag van hierdie oorlog. Ek is Morne Botha, die korrespondent vir Koppel TV regstreeks uit Amerika uit. Geniet die dag.